Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy ken jy dan, die man van Golgotha. Weer eens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan sommer baie goed met u, dat die waarheid van God se woord vir u steeds van kardinale belang is. Nou ek doen 'n reeks oor die godheid van Jesus Christus, en in vandag se 5de aflewering gaan ons kyk weer eens hoekom Jesus waarlik God is. Die woord van God is duidelik, hy word aanbid, hy is waardig om aanbid te word, want hy is God almagtig. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes, ons gaan al die dinge beoordeel in die lig van die skrif, want daar is soveel mense, veral in ons kultiese wêreld en valse godsdienste, maar verstommend ook in ons protestante kerke, wat nie kan verstaan dat Jesus werklik God is nie. En die woord is toch baie duidelik, en ons gaan vandag daarna kyk. So kom ons spring dadelik weg. Nou, hoekom is daar so baie wat nie wil glo dat Jesus Christus God is nie? Nou, hulle verstaan nie die woord van God nie, hulle verstaan die konteks nie, hulle verstaan nie dat Jesus Christus gekom het as God en mens, hy was 100% God, hy was 100% mens, en dat hy nie, en dan sê hulle daarom kan hy nie aanbid word nie. En hierdie probleem vind ons in baie van ons kultiese groepe, hulle noem hulle self Christelike kultusse, maar dis eintlik maar 'n kult, want as jy nie kan glo dat Jesus waarlik God is nie, dan is jy 'n kult, en dis baie duidelik. Maar jammerlik is daar ook baie protestante gelowiges, van wie onkunde waarskynlik, wat beïnvloed word deur hierdie kultiese groepe, en dit is baie ernstig. So kom ons gaan kyk wat die woord van God leer. Sy woord is duidelik dat Jesus Christus is God almagtig. Hy is die Alfa en die Omega, en ons moet daarby hou. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van 'n valse leraar wat sê, Jesus is nie God nie, hy kan nie aanbid word nie, hy self het gesê, my Vader is groter as ek. Hulle gebruik hy skrif uit 'n konteks, en sê dat hy nie aanbid, net God alleen moet aanbid word, en dis die Vader. Ek dink hy behoort in een of ander Sacred Name Movement beweging, noem het wat hy wil, Israel Visie, ek weet nie, maar hierdie man sê dat Jesus nie aanbid moet word nie, en hy sê Jesus het dit gesê, hy moet nie aanbid word nie. Kom ons gaan luister wat hy sê. Kom ons kyk wat, wie mag ons aanbid? Want Christene dink ons kan maar Joshua aanbid. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek het al reeds dit behandel met julle voorheen, en ons het gesien, Joshua het 'n klomp keer gesê, dat ons nie hom moet aanbid nie, maar net die hemelse Vader Yahweh. Nou dan is daar Christene wat wil sê, Joshua is Yahweh. Ek gaan nog 'n rede vir julle gee hierso in hierdie video, wat wys dat die Vader Yahweh kan nie Joshua wees nie, en Joshua kan nie hy wees nie, want daar is iets wat Joshua voorstel in die Bybel wat wys dat hy kan nie Yahweh wees nie. Buiten dat Joshua self gesê het, hy is nie die Vader nie. Hy het baie keer vir ons dit gesê, hy het duidelike onderskeid gemaak tussen homself en die Vader, en hy het ook gesê die Vader is groter as hy, is greater than me. Nou, konteks is ongelooflik belangrik, maar hierdie mense verstaan nie goeie eksegese nie, hulle verstaan nie konteks nie, en dan lees hulle skrifte, veral in die 4 evangelies, die eerste 4 evangelies, dat Jesus maar net eintlik is die seun van die mense, hy is nie God nie, hy moet nie aanbid word nie, want die Vader is nou groter as hy, en so baie skrifte word uit konteks gebruik, om te probeer bewys, dat hy nie God is nie. Nou wie word aanbid, vra hy sê daar is baie Christene wat sê Jesus moet aanbid word, maar Jesus het altyd gesê nee, ek word nie aanbid nie, die Vader moet aanbid word, en so meer. Nou, die vraag is, het Jesus het ooit gesê, het Jesus ooit aanbidding teëgestaan? Nou ek weet nie van enige skrifgedeelte waar Jesus aangedui het dat hy nie aanbid moet word nie. Ons gaan vandag kyk na 'n hele paar skrifte waar hy wel aanbid was, en hy nie dit teëgestaan het nie. Nou dat Christene sê dat Jesus God is,
maar nie is nie, sê hy, want Jesus self het gesê, my Vader is groter as ek. En dit staan so geskrywe, maar in sy hoedanigheid as seun van die mens. Onthou, Jesus was 100% God in die vlees, maar hy was ook 100% mens. En daarom verstaan hulle nie die twee nature van Christus nie, en dat Jesus hierdie in sy hoedanigheid as seun van die mense sê het. Nou kom ons gaan kyk wat het gebeur in die woestyn, toe Satan Jesus versoek het, en Satan het natuurlik aanbidding opgeëis, en kom ons gaan kyk wat sê Jesus vir hom. Nou Jesus Christus het Satan daarop gewys, dat God aanbid moet word. Nou Jesus het nie vir een oomblik gesê, dat hy nie God is nie, of hom laat blyk nie. Satan weet presies wie Jesus is. Satan is nie so onnoosel as wat baie Christene dink nie. Hy weet presies wat die woord van God leer, hy weet wie hom geskaap het, hy staan voor die een wat hom geskaap het, maar hy het hom probeer versoek om te laat sonde doen, en die konteks hier gaan nie oor, is Jesus God al dan nie, dit gaan nie oor, dat Satan het Jesus versoek om te kan sondig, as die seun van die mens. Maar kom ons gaan kyk, wat sê daai skrifgedeelte. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. So wat het hier gebeur? Satan het gegaan, hy het weggegaan, en die engele het gekom. Nou sê mense, maar dit is nie, engele het hom nie aanbid nie, maar net gekom om te ondersteun in die woestyn, om gedien of bedien of wat ook al. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord regtig? Wie het hom aanbid? Kom ons gaan kyk daarna. Nou ons weet, Jesus is die lam van God, hy sit op die troon, volgens Openbaring 4 en 5, maar die engele het hom aanbid, en dit staan baie duidelik in die skrifgedeeltes. Hebreërs 1 vers 5 tot 6, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my seun wees. En wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Nou as Jesus nie God is nie, en as hy net 'n gewone mens was, hoekom sal die engele van God hom aanbid? Hulle behoort van baie beter te weet, hulle behoort te weet dat net God word aanbid. Maar hulle weet Jesus is die seun van God, hulle weet hy is God, en daarom het hulle hom aanbid. En dit is wat baie mense nie kan verstaan nie. Hulle verstaan die konteks verkeerd, en dan dink hulle dat Jesus was maar net 'n gewone mens, niemand kon hom aanbid nie, hy het teëgestaan, hy het nie. Jesus het altyd aanbidding aanvaar. Nou goed, Jesus word aanbid, het hy ooit dit teëgestaan, die Bybel leer dit nêrens nie. Die woord van God verklaar dat net God aanbid moet word volgens Matteus 4 vers 10. En indien Jesus Christus nie self God was nie, sou hy sy disippels en ander daarop gewys het, dat hulle hom nie moet aanbid nie, maar net vir God alleen. Maar die teenstanders van die godheid van Christus wil dit anders hê. Hulle sal woorde in die skrifte verdraai, om te wys dat hy nie God is nie. En dis presies wat die vyand wil hê. Nou goed, die disippels van Jesus het hom aanbid, ons kyk na 'n paar skrifgedeeltes, en terwyl hulle op weg was, om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle meteen steë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Matteus 28:9. Nou, aanbidding beteken worship in Engels. Dit beteken hy word aanbid. Jy kan nie iemand aanbid wat nie God is nie. Net God word aanbid, en hier het hom aanbid. Baie duidelik. Lukas 24:51-52, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem, en hulle het hom aanbid. Wie het hom aanbid? Die disippels. En hy Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Nou, hulle het geweet wie Jesus is. Hy het vir hulle geopenbaar. Hulle weet, hy is God in die vlees. En dis baie duidelik. Matteus 28:17, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Nou, daar sal altyd mense wees wat twyfel, maar die ware kinders van God sal nooit twyfel nie. Kom ons gaan luister na 'n videoklip waar Ahmed Deedat, dis 'n islamitiese priester, toe dan hom gevra is oor dat Jesus aanbid moet word, en dan kom hulle altyd met die redenasie, het Jesus ooit gesê, I am God, worship me. Kom ons gaan luister na die klip en dan gesels ons.
You see, I made a claim, very simple, straightforward. If you can show me in your Bible any version where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. Simple English I'm speaking. Where he says, I am God, I said, I'm prepared to accept him as God. If he says, worship me, I'm prepared to worship him. He must say, not Peter, not James, not Paul. He must say, I am God. He must say, worship me. Because if he is God, my salvation depends upon that. And I don't want to go to hell. I want to follow him. Now that is just, may I interject you there? That's the very point of issue there. Now, you are describing mannerisms of worshipping where the Bible doesn't elaborate on it all. Jesus does. But the fact remains is, the disciples worshipped him in the boat. And he allowed it. And that's all it says. Nou, ons gaan nou kyk na die skrifgedeelte waar die disippels hom in die boot aanbid het, nadat Petrus op die water geloop het. Maar die gedagte wat hierdie mense tuisbring is altyd, where did Jesus say, I am God, worship me. So hulle wil hoor in die skrif, dit moet daar staan, dat hy nou eintlik God is. En dan sal hulle hom aanbid sê, dan sy saligheid hang daarvan af, so hy moet hom aanbid as God. Maar almal die dat is absoluut, dat is allemaal dieselfde, hierdie mense kom met verskonings en teenstellings. Hy sê dat enige Christen vir hom moet wys, waar het in die skrif staan, dat Jesus gesê het, ek is God, aanbid my. Nou ek wil weer 'n klip gaan speel, en dit is baie interessant, en dit is baie goed, hoe dat islamitiese man, natuurlijk met een van die Christene, hy lyk ook na Indiër, of in die land, dieselfde ras as hy, en hy vra toe vir hom, dieselfde vraag, waar het Jesus gesê, God, ek is God, aanbid my. Luister na die antwoorde wat hierdie man vir hom gee, dis verstommend, dit het hom sprakeloos gelaat. Kom ons gaan luister. You need to say like clear statement where Isa alayhi salam, Jesus said, I am God, worship me. What, in English? Yeah, any language. Where he say, I am the God, you need to worship me, not the Father. Only in that way. Yeah, only in that way. If you say a clear statement of Jesus, where he said that I am God, you worship me. Do you believe Muhammad to be a prophet? Of course. Show me where in the Quran Muhammad says, I am a prophet, follow me. Where it is clearly Muhammad, please. Brother, again, I told you. Please. No, please. Please, don't waste time, please. What do you mean? That's what you asked of Jesus. Let me ask you, let's be reasonable, therefore. Did you come here and say, you are a human being, speak to me? Yes, of course. No, you. Did you come here and say, I am a human being? Yes, I am a human being. I know you are, but did you come here and say, I am a human being? Did you say it? No. But could I still think you are a human being even though you did not say it? Yes. Why so? Because it's something elementary, like... Exactly. So And therefore, one second. And therefore, don't do a primitive trick on Jesus by saying Jesus should say, I am God, worship me. No. In the context of the New Testament, all that Jesus should have done is to clearly demonstrate to his audience in an intelligent manner that he was claiming to be God, not necessarily in a statement of your choice. Because by your logic, you won't be a human being because you didn't come here and say, I am a human being. You didn't. And if I said, because you didn't say you can't be one, it'll be silly. And so, this is the Islamic propaganda. Nou is dit nie briljant gestel nie. In ander woorde, hoe kan die profeet Mohammed, hy het nêrens in die Koran gesê, ek is 'n profeet, julle moet my volg nie. En jy kom ook en sê, ek is 'n mens, kan ek gou met jou praat nie. Nou hoekom is Jesus nou in daardie woorde, sê, ek is God, julle moet my aanbid. Jy sien, en hy sê toe van baie duidelik, in die skrifte, die konteks van die skrifte, dat Jesus wel God is. En ons kan almal sien dat ek is 'n mens, u is 'n mens, deur jou handelswyse en jou optredes, jy's 'n gewone mens. Nou, hierdie mense wil altyd hoor, Jesus nowhere said, I'm God, worship me. Eintlik baie skrikwekkend, hoe dat die vyand te werk gaan, maar dis 'n wonderlike klip, ek het dit baie geniet, want hierdie man het hom regtig spraakloos gelaat, hy het nie geweet wat om te antwoord nie. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte waarna hulle verwys het, in die vorige videoklip, dat Jesus op die see geloop het, en die mense in die boot het hom aanbid. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeeltes.
Nou goed, Petrus het op die water geloop en Jesus het gesê, kom na my toe, en het hom uit op die see geloop na Jesus toe, en kom ons gaan kyk wat sê daai skrifgedeelte. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarom klim in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die seun van God. Nou, ek gaan vir nou die skrifgedeelte wys waar hom aanbid het. Nou, U is die seun van God, die term daar is dat hy God is. Want jy moet onthou in Mattheus 26, toe hy voor Pilatus in die gereg was, het hy gesê, is U die seun van God? Hy sê, toe U sê dit, toe sê hulle, daar's geen getuienis meer nodig nie. Hy het gelaster, hy het hom gelykgestel met die lewende God. Dit is wat dit beteken, die term seun van God. Nou kom ons kyk na die skrifgedeeltes. Mattheus 14, 32 tot 33, Nuwe Lewende Vertaling sê duidelik, en toe hulle in die skuit terugklim, gaan lê die wind, daarom het die mense in die skuit om aanbid, worship, U is werklik die seun van God, het hulle uitgeroep. Nou kom ons kyk, wat is die term, wat sê die Joodse kultuur? In Jewish culture, only the one true God can be worshipped. Their actions show that they acknowledge Jesus as being divine, hy's goddelik. And Jesus didn't correct him or say, don't you realize that I'm just a mortal prophet? Stop worshipping me. Rather, he accepted the worship, knowing he really was God in the human flesh. Is dit nie duidelik nie? So, hulle weet, die term seun van God beteken om God te wees. Baie duidelik, want net God word aanbid. En so baie mense mis hierdie punt, mis die konteks daarvan, maar dit is wat die woord van die Here tog leer. Goed, die man wat blind was, kom ons gaan kyk wat het daar gebeur. Wat blind gebore was, het Jesus aanbid. Nou, Jesus het hom gesond gemaak, sy oë het oopgegaan, maar weet jy, tot sy geestelike oë het oopgegaan. Want Johannes 9:35 tot 38 sê die volgende, Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek aan hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy het met jou gespreek, dit is hy. En toe sê hy, ek glo, Here, en wat doen hy? Hy het hom aanbid. Hoekom sal ek nou enige iemand aanbid? As ek nou 'n dokter toe sou gaan, en hy het my oë herstel deur surgery of wat ook al, en nou aanbid ek hom. Hierdie man het geweet wie Jesus was. Toe Jesus voor hom staan, het hy openbaring gekry, net soos Petrus, toe hy vir hom sê, wie sê julle is ek? En hy sê, U is die seun van die lewende God. Hulle het erken en geweet dat hy God in die vlees is, en dis baie duidelik. Nou Jesus het hom ook nie gemaan dat hy verkeerd was nie, maar aanbidding aanvaar, omdat hy weet dat hy God in die vlees is. Geen skrif toon vir ons aan dat mense mekaar aanbid het nie. Hulle het geweet dat aanbidding slegs aan God toekom. Baie duidelik. Goed, kom ons kyk na Thomas. Thomas het God aanbid. Hy het Jesus aanbid as Here en God. En kom ons kyk na die skrifgedeelte. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Nou dis 'n uitspraak, dit is 'n uitspraak waarvan baie mense nie hou in die woord van die Here nie. Maar hier het Thomas, wat getwyfel het, gesien dat hy waarlik gekruisig was as die seun van God, dat hy werklik sy lewe kom aflê het. En toe hy dit sien in sy hande, en Jesus staan hier voor hom, het opgestaan uit die dood, en hy sê vir hom, my Here en my God. Dis 'n beklemtoning van wie Jesus werklik is. Maar baie mense verstaan dit nie, en sê nee, hy het nie as Jesus as God gesien nie, maar net die God wat binne hom is. Nou as hy dan net die God in hom gehad het, en ek en jy het ook God in ons, dan kan jy ook mos vir my sê, my Here en my God. Want dis die verkeerde afleiding wat die mense maak uit die skrif uit, en hulle wil Jesus absoluut ontken as God in die vlees. Nou hier is 'n belangrike skrifgedeelte, Johannes 20, 27 tot 28, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Tog is hierdie in geel
wat ek daar gehighlight het, baie belangrik. Daar's baie mense wat hom nie gesien het nie, ek en jy het hom nie gesien nie, maar ons is salig omdat ons in geloof na hom toe kan gaan en tog geglo het. En dit is belangrik. Dit spreek van jou saligheid. En die godheid van Christus, jou saligheid hang af wat jy van Jesus maak. Hy is waarlik God in die vlees, hy is waarlik God almagtig, en as jy dit gaan ontken, het jy groot moeilikheid, en dis 'n werklikheid. Nou kom ons gaan kyk, Jesus sit op die troon, en hy word aanbid. Kom ons gaan kyk. Nou kom ons gaan kyk, die lam word aanbid, hy sit op die troon, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer en heerlikheid en lof. Wat is dit anders as aanbidding? Dis absoluut aanbidding. Dis wat ek en jy elke dag tog bid. Aan U kom die lof toe, Here, die heerlikheid en so meer. Jy aanbid hom. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, aan die lam kom die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kan jy sien wie word aanbid? Die lam van God, die seun van God, Jesus Christus. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Let op die woorde, lewe tot in alle ewigheid. Ons gaan daarna kyk nou. Hy is die lam van God, hy sit op die troon, hy lewe tot in alle ewigheid. Kom ons gaan kyk wat sê die skrif, of dit 'n bevestiging is wat hier gesê word. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer aan die danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat lewe tot in alle ewigheid. Is dit waar dit alleen staan, dat hy lewe tot in alle ewigheid? Kom ons gaan kyk. Openbaring 1:17 tot 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy sê, het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en lewe tot in alle ewigheid. Kan jy sien, hier waar Jesus op die eiland Patmos by Johannes staan, sê hy vir hom, ek lewe tot in alle ewigheid. Toe Jesus natuurlik op die troon sit as die lam van God, het hy ook gesê, hy wat lewe tot in alle ewigheid. Nou kom ons gaan kyk nou na 'n baie interessante, tog misleidend, hoe hierdie selfde man, hierdie Sacred Name Movement, ek weet nie of hy in een van die Israel visiegroep behoort nie, wat praat van Yahusha en Yahuwah en so meer. Kom ons gaan hoor wat sê hy. Wie het op die eiland Patmos daar gestaan en toe hy nou vir hom sê, moenie my aanbid nie, ek is 'n mededienstner soos jy, toe sê hulle, dis Jesus. Maar ons moet gaan kyk by die konteks soos in die skrif, wat sê die woord, wie daar gepraat met Johannes, want hy sê hier, sê die engel, of hier sê Jesus nou, wat die engel is, moenie my aanbid nie, maar alleen God aanbid. Maar kom ons kyk wat hy sê, en dan gaan ons die verduideliking gee. Openbaring 22, vers 7 tot 9. Weereens, hierso is Yahushua die engel, né? So selfs in die laaste boek van die Bybel, verskyn Yahushua die engel. Kyk, ek kom gou, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier sê Yahushua, ek gaan hierdie in Engels lees, want hy sê dit beter in Engels. Behold, I'm coming quickly, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Nou, I'm coming quickly, wie kom vandag? Wie sou binnekort gekom het daarso? Wie het 'n tweede koms? Dis mos Yahushua. Hierdie is Yahushua wat praat. Vers 8. Now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, and fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Sien julle, die engel Yahushua het aan hom verskyn en hom gesê, ek kom binnekort met my tweede koms. En toe wou Johannes hom aanbid. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book, worship Yahuwah. Hier sê dat hy is 'n profeet en hy is 'n servant, net soos Johannes, en hy is 'n engel, en dat hy Yahuwah, die Vader, moet aanbid, nie hom nie. Yahushua sê, moet nie my aanbid nie, aanbid die Vader. Hier is sy verheerlikte liggaam. Hier is Yahushua in sy glorie. As daar 'n tyd was wat hy aanbid sou kon word, sou hierdie beslis daardie tyd gewees het. Hy was nie eers in sy liggaam nie. Hy was 'n verheerlikte wese.
En nog steeds het hy vir Johannes gesê, moet my nie aanbid nie. Nou kan jy sien hoe belangrik is konteks. Nou ons gaan dit nou vir julle uitwys wat hierdie man probeer sê het, is dat hierdie engel wat daar met Johannes gepraat het, Jesus was. Maar ek gaan vir julle wys uit die skrif dat dit nie Jesus was nie, maar wel die engel wat Jesus gestuur het om hierdie boodskap aan die 7 gemeentes te bring. Nou, ons kan duidelik weet, engele weier om aanbidding te aanvaar op die eiland Patmos, dit is waar, hierdie engel het met Johannes gepraat, en hy het alles vertel wat Jesus dan vertel het, en ons moet die konteks reg gaan verstaan. Kom ons gaan kyk na daai skrifgedeelte. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek het gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, wat hierdie dinge aan my getoon het. Nou die engel wat hier aan Johannes dinge gewys het, is die engel van wat Jesus gestuur het. Ek gaan die skrifgedeelte nou wys. Dis nie Jesus homself nie. Maar die konteks wat hierdie mense inbring, hulle verstaan die konteks verkeerd. Hulle verstaan nie wat's goeie eksegese nie. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienstig van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Nou wys hy onmiddellik uit, jy sien, God moet aanbid word, en nie Jesus Christus nie. Maar kom ons gaan kyk, hierdie man het nou nie verder gelees in die boek van Openbaring nie. Kom ons gaan kyk dan na die skrifgedeelte, Openbaring 22:16, dis net 'n bietjie later af, as jy nou verder aanlees, ek, Jesus, het my engel gestuur om al hierdie dinge aan julle in die 7 gemeentes te verkondig. Ek is die wortel, die nakomeling van Dawid, die helder môrester. So as jy lees daar waar hy gelees het in vers 8 en 9 en 10, dan gaan jy so 'n bietjie af, so 5-6 verse af, dan sien jy sien wat sê Jesus homself. Ek het my engel gestuur om al hierdie dinge aan julle te wys. So dis nie Jesus wat hier praat. Die engel praat met hom, en Jesus het met die engel gepraat en gesê, sê dit vir hulle, ek kom gou, ek het my loon by my. En dis wat hierdie mense nie verstaan, dat die teenstanders is van die godheid van Christus nie. Absoluut skrikwekkend. Goed, geen mens word aanbid nie, dis baie duidelik, as jy kyk aan Handelinge 10:25 en 26, toe Petrus dan binnekom met Cornelius om tegemoet te gaan, en aan sy voete neergeval, en hom hulde bewys. Kan jy sien wat hier gebeur? So met ander woorde, om neer te val voor iemand se voete om hulde te bewys, is 'n vorm van aanbidding. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Eindelik sou hy direkte mooi Afrikaans hom gesê het, moenie my aanbid nie, ek is net 'n mens. Jy sien, en dit is die konteks, ons moet dit verstaan, dat net God word aanbid, maar Jesus was aanbid, so hy is God, waarlik God. As jy kyk na Handelinge 14:15, mense, nou sê Paulus en Silas vir hierdie mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle, want hulle wil hulle vereer het asof hulle gode is. As jy die skrifgedeeltes in sy volheid gaan lees daar, hy sê, ons bring vir julle die goeie boodskap, dat jy hierdie sinnelose gode moet laat staan, en julle tot die lewende God moet bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin gemaak is. Hy het dit alles gemaak, so hy is die skepper. Jesus Christus het alles geskape. So hier praat Paulus om as die lewende God, baie, baie duidelik. Nou goed, ek gaan afsluit, ek dink ek het genoeg gesê wat dit aanbetref, oor aanbidding van Jesus. Ons weet, hy is die almagtige, en hy word aanbid, so hy is die Alfa en Omega. Jesus is Yahweh, hy is Elohim, hy is die God van hemel en aarde, en hy moet aanbid word. En dit is belangrik dat ons as gelowiges verstaan, dat ons oë nie geblinddoek word deur valse leraars nie. Ons moet baie versigtig wees. Maar tot op 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.